Dis nou tyd vir jou sporthoogtepunte hier op Goeiemôre, Good Morning. En die naweek was vol opwinding. Dit was natuurlik die Comrades Marathon en Arnold Geerts, ons eie, was daar. Annie, jy lyk skoon uit asem uit as jy moeg van so heen en weer hardloop. En ek moes terug hardloop hiernatoe. Dit was Natuurlijk, natuurlijk. Ras, dis 'n lang dag, maar dit is 'n ongelooflike dag. Eerlikwaar, dis vir my 'n eer. Ek kondig aan deesdae en dit was die 22ste keer. Dit was bloot net fantasties. En dis so snaaks, gister op die vliegtuig terug, die ouens en die vrouens kan nie hulle bene reguit maak nie. Die afwedloop vat jou quads en dis asof iemand 'n paneelklopper se hamer vat en vir 4 ure met dit so maak. So hulle kan nie reguit afloop by die trappe nie, jy moet so sideways af soos 'n krab. Maar Annie, wie vlieg terug direk daar die reis? Nee, onmiddellik. Die vliegtuig daar was seker halfte van die vlieg. Mense wat moet werk. Ja, so hardloop, die ou wat langs my gesit het sê, I'm terribly sorry. I haven't had a chance to shower, so if I stink I'm really sorry. Jy moet wel sê I know, so I announced you. Reguit van die eindpunt af lughawe toe. En daar was 4 of 5 ekstra vliegtuie gisterand. So daar's 'n paar lywe wat seer is. Eerlikwaar seer. Die stats 23,000 mense het ingeskryf, 'n bietjie meer as 22,000 het begin en net meer as 18,000 het klaar gemaak. Maar ek sien een van my ou hardlooppelle, Steven Kuilers, wat gesê het, the most brutal comrades ever. Dit was lank, 90 kilos, 2 meter kort van 90 kilos, so noem dit 90 kilos tussen pelle. En die weer in die middel van die dag dit was nie warm nie, dit was net bedompig. So jy moet die hele tyd dink aan wat jy insit en wat jy uithaal. En dit gaan oor, die Engelse woord is mooi, dit gaan oor die nutrition. Kom ons praat gou oor die mense wat, nee, ek sê wat, kom ek vat julle net gou terug, so ek het 'n hele lot goed vir ons geskied die hele dag. Kom ons kyk net, daar waar ek was, waar ons aangekondig het, is bo op die stadsaal en dis een van die beste plekke om na Shosholoza te luister. Luister gou hierso. Nou net 6 minute voor die begin van die 2025 Comrades Marathon en dis hoe dit hier voor die aankondigingstafel aflyk. Dis iets absoluut asemrowend. Kyk aan die selfoon. Een van die grootste oomblikke in Suid-Afrikaanse sport. 'n baie spesiale plek. Wat gebeur is, daar's 7 minute en 49 sekondes wat alles opgeneem is. So die aankondiger sê, goed, nou gaan ons so dan sit Shosholoza, dan sit Chariots of Fire, dan sit die Volkslied en dan oom Max Trimbon wat die hanekraai doen en dan en daar gaan ons. En dan natuurlik daar's ongelooflike dele tussenin wat ook gebeur voor die einde. Kom ons kyk hierna. En dus, hoe dit lyk, as Gerda Steyn hier klaar maak en nog 'n Comrades Marathon wen. Hier is bloot net ongelooflik. Die hele plek het ontplof soos Gerda inkom. Maar hierdie keer was dit 'n baie swaar fisiese tol. Gerda is opgebraai. Eerlikwaar, dis die eerste keer dat ek haar gesien het dat dit gelyk het asof sy se omval by die einde. En dan natuurlik gisteraand net voor 6 die laaste oomblikke. En hierdie is skrikwekkend. So ons is onder op die veld saam met my liewe Paul Sipiwe wat saam met my uitgesaai het en ek en Sips het 'n wonderlike tyd gehad, maar jy's reg daar, net daar. Kyk hierna. So dis hoe dit hier onder lyk. Dit's net 'n kwessie van 4 minute om te gaan. Dit is bloot pandemonium hieronder met net 'n bietjie meer as 3,5 minute oor. Hierdie is so wild soos dit word by die Comrades Marathon. En duisende hardlopers is besig om in te stroom hier. Dit is absoluut ongelooflik om te sien. So dit 4,500 mense het in die laaste 30 minute klaargemaak. Dit was bloot net fantasties. Dit is een van die sportgebeurtenisse in die wêreld, nie net in Suid-Afrika nie. And that's when you actually see why they call it the ultimate human race. It's those people that either just miss the cutoff or they just make it. There's so much emotion. Ek kyk dit nie meer nie want dit maak my net so hartseer vir mense wat dit nie maak nie. Roz, think about this though. There is people there that have been moving for 12 hours non-stop from the gun until 12 hours late. Just keep your arms like this.
listen to my voice, for 12 hours. Ja, vir 12 uur lank gepraat, sy waar nie. Ek kry ook jammer. Nee, my Ek sal daai stem van stemmetjie is bietjie seer. Nee, stemmetjie is bietjie seer. Hier's nog 'n wonderlike ding. So ek en Pieter spot vanoggend, ons het regtig 2 field reporters gehad wat vir Goeiemôre, Good Morning oor die naweek gewerk het. Pieter, ek weet nie hoekom hulle ingelaat het by Loftus nie, maar hulle het. Kom ons gaan kyk wat het Pieter gedoen. My naam is Chris en ek kry vir die bulle en ek hoop Billy vang die bal vanaand. #Global3 op Facebook. Skoor gaan wees 21-18 vir die bulle, dit gaan 'n harde ene wees. Goosing moes dalk eers ingekom het in die tweede helfte. Maar ja, dit gaan 'n harde ene wees. Go bulle. Living in Joburg now, I'm a Shark supporter, will always be a Shark supporter, and I do believe we're going to win today, so give it on, Sharkies! Today the Bulls gonna win 36-24. We are the Bulls. The Bulls gonna win it today. Kyk hoe vol was daai stadion. Ek dink hulle was 2000 kort van 52000 op die ou einde. Ja. Maar hier's vir my 'n wonderlike oomblik gewees. So ek was dan heel duidelik in Durban en saam met 'n paar van my Durban pelle gebly en die wedstryd gekyk. En toe die bulle wen, toe sê almal van hulle is jammer, hulle span het verloor, maar dit beteken egter dat hulle glo almal en dit was deur die bank van die bank af. Deur die bank dat die bulle die beter kans het om die kampioenskap te wen, want hulle voel net nie of die Sharks heeltemal die knoop kan deurraak nie. Dit nogal 'n interessante gedagte is. Ja, en natuurlik as jy ou gaan kyk, nommer 1 en 2 speel teen mekaar. Ja, Eintlik so precies. mooi uitgewerk, Ja. hè. So dit is 'n tydsvoordeel vir Leinster. Hulle het dit verdien. Hulle is heel bo. En as ons gaan kyk, Leinster het absoluut laaskou 'n rugbyles gegee wat vir my skokkend was. Dit was. So ek dink hier kom 'n hengse stryd, jy weet, maar hopelik kan die bulle hom deurtrek, want wat is dit nou? 4 uit 5 wat saam finals wat hulle al Ja, vandat precies. ons in die kompetisie is. Hierdie keer moet hulle hom maak. Hierdie Ja, keer moet hulle hom absoluut. beslis maak. Sjoe, Pieter was Saterdag by die bulle wedstryd. Hy gaan nou 'n bietjie later op die kole loop. Shame. Ek weet nie wat daar gaan gebeur nie. So ek hoop sy voete gaan dit maar hou. So gepraat van groot gebeure, onthou later in die program gaan ons eie Pieter Koen probeer om op 4 te loop saam Kobus Visser.